Goeiedag en welkom by die eerste verkiesingsbetragting op die burger se webtuiste. My naam is Marco Botha en ons praat vandag oor 3 dinge. 'n Bedorwe stem, die sogenaamde bondfreeze en dan kyk ons laastens ook na die Dagga-party. Dit staan jou natuurlik vry om nie Woensdag jou stem uit te bring nie. En soos wat die ekonoom Piet Leroux 2 Sondae terug in 'n rapport gesê het, het elke geregistreerde kiezer 3 opsies. Jy kan of wegbly, of jy kan jou stem verdeel tussen 2 partye deur byvoorbeeld nasionaal en provinsiaal verskillende partye te stem, of jy kan jou stembrief bederf. Die derde opsie, 'n bedorwe stembrief, raak vir al hoe meer Suid-Afrikaners se oorweging, veral nadat Ronnie Kasrils dit voorgestel het. Wat Kasrils voorstel is dat jy deelneem aan die demokratiese proses deur in 'n lang ry te gaan staan, jou stembrief te kry om te bederf en huis toe te gaan. Nou hy noem dit 'n nee-stem, maar volgens Leroux is dit 'n ja-stem vir die status quo, dus om onder die huidige situasie eenvoudig voor te ploeter. En dit is ook iets waarteen professor Amanda Gous vanoggend in die Burger maan, toe sy sê 'n bedorwe stembrief is 'n verlore stem. Sy verwys na die 2009 verkiesing toe amper 250.000 mense hul stembrief bederf het. Sy sê dit is gelykstaande aan 6 setels in die parlement. Jou stem tel dus en jy moet hom nie bederf nie, sou ek sê. Maar sê dit vir die sowat 4 uit 10 Suid-Afrikaners wat kan stem, maar wat nie Woensdag 'n kruisie gaan trek nie. Volgens Ipsos se navorsing is 38% van diegene wat mag stem, maar wat nie geregistreer het nie, tussen die ouderdom van 18 en 24 jaar. Nou dit is die sogenaamde bondfreeze of vrygeborenes. Dis diegene wat in of na 1994 gebore is en verjaar vir die eerste keer in die algemene verkiesing kan deelneem. In 'n interessante meningspeiling op ons jeugbylaag Jep se webwerf toon diegene wat net 18 of ouer is, wat wel nie verkiesing gaan deelneem, dat 63% van hulle vir dieselfde party as hul ouers gaan stem, 23% vir 'n ander party as hul ouers en dat 14 geen idee het vir wie hul ouers gestem het nie. Nou, dit is egter nie diegene wat nie weet vir wie hulle om te stem oor wie ons op hierdie stadium bekommerd hoef te wees nie, maar wel diegene wat hul stembriewe bederf of wat moontlik nie gaan stem nie. En die antwoord volgens my is kortliks dit. As jy kan gaan stem en moenie jou stembrief bederf nie. Die politiek is beslis nie die enigste wesenlike plek waar jy 'n verskil kan maak as 'n landsburger nie, maar Woensdag se kans is 'n groot kans om jou stem te laat hoor. En dan ten slotte op 'n ligter noot. Die Weskaap is die provinsie met die meeste partye op sy stemlys en dit maak noodwendig plek vir 'n paar kleurvolle karakters, soos die Dagga-party. Nou hy beweer dat die wettiging van Dagga verskeie sosiaal-ekonomiese probleme sal oplos. Nou 'n man wat onlangs baie naby aan daardie walms beweeg het, is die foto 24 fotograaf Jaco Maree. En Jaco, dalk net jou indrukke van die Dagga-party en sy ondersteuners. Ja, dit was nou een van die meer interessante stories wat jy sekerlik kan afneem, is om 'n klomp mense, ongeveer 2.500 mense wat betoog vir die wettiging van Dagga te kan gaan afneem, en dan ook baie van die mense het Dagga gebruik terwyl hulle aan die protes deelgeneem het. So 'n fotograaf raak nogal baie gelukkig as jy daar kan rondloop. Wat interessant was die IFP se lid van parlement, Ambrosini, wat ook aan die veldtog deelgeneem het en daar's sy steun vir die hele veldtog deurgegee het. Nou of daar genoegsaam Dagga ondersteuners in die Weskaap is om 'n vuurtjie te maak wat tans net 'n rookie is te betwyfel. Maar indien jy vir ons meer brokkies soos hierdie het of meer wil hoor, stuur vir ons gerus 'n e-pos na web@dieburger.com. En vir nou is dit eers al van ons kant af. Tot 'n volgende keer.